Hallo julle, dit is vandag die 7de Maart 2026, kan het amper nie glo nie. Dit is 'n Saterdag, my naam is Teresa Kutse, ek is 'n digter, ek het my digbundel bekendgestel, my digbundel se naam is Poetry in die Bos. Ek het na vele aanbevelings van alle oorde af besluit om te begin met 'n joernaal, 'n videojoernaal, beter bekend as 'n vlog, soos 'n videoblog, net om te verduidelik. En hier is dit, hier begin dit. Hierdie sal my eerste videoblog wees. Soos ek sê, dis 'n normale Saterdag. Ek was goed aan die een kant en ek het al gedig, seker so 4 gedigte vir die dag al. Ek voel lekker rustig. En toe het ek gedink dit is dalk nou die tyd om te begin met hierdie videojoernaal vir Poetry in die Bos, sodat die hele my kan leer ken as digter en dan natuurlik, ek sal oop wees vir enige vrae of enige kommentare. Wat ek voorstel ek gaan doen met hierdie vlog, dit mag dalk verander met tyd, soos wat dit groei, soos wat ons saam groei. Ek wil vir julle 'n gedig voorlees uit Poetry in die Bos en dan net bietjie agtergrond gee. Daar's altyd 'n storie, daar's altyd 'n backstory. Daar's altyd 'n iets om te vertel, hoe dit ontstaan het, hoe die gedig begin het. Was dit met 'n woord? Ekskuus, ek wil net gou water drink. Want elke gedig kom op sy eie manier. Ek sal byvoorbeeld 'n Afrikaanse woord wat ek lanklaas gehoor het, hoor en dan sal ek dan sal daar net 'n sin in my brein oppop. Dit is ongelooflik eintlik en dan word 'n gedig net gebou daaruit. Ander weer sal ek 'n liedjie hoor of ek sal wakker word met 'n gevoel dat daar's iets wat moet uit, daar's iets wat ek oor moet skryf. Die slim Google mense sê vir my, hierdie video mag nie langer as 17 minute wees nie, anders gaan julle nie daarvan hou nie. So ek sien ons is nou klaar by 3 minute. Ek gaan vandag vir julle die gedig Poetry in die Bos voorlees. My digbundel se naam is Poetry in die Bos en ek het die digbundel se naam gesteel van hierdie gedig af. Dit is hoe Poetry in die Bos begin het, dis hoe die digbundel begin het. Dit was die eerste gedig wat ek in jare geskryf het en gehou het daarvan en gehou het van wat dit uit my uitbring. Dit was net 'n ongelooflike gevoel. So ek lees vir julle Poetry in die Bos. Dit is ook die voorwoord van my digbundel Poetry in die Bos. Daar kan julle sien. En sy kom met 'n verskriklike mooi geel lint, wat jy net dan as jou boekmark kan gebruik. Ek lees vir julle Poetry in die Bos uit Poetry in die Bos, geskryf deur myself, Teresa Kutse. So oop en braaf, met my siel op my mou, wil ek jou alles vertel, openbaar, afpak, uitpak, aflaai, bieg, met 'n hees, moeg bekleide stem en 'n voosgevegte vernielde siel, terwyl ek nog sukkel om die saamdra seer se wonde op my sielsmure te vermy, te verwerk, te vergewe en vrede te vind. Ek wil, maar vir nou skryf ek hier en stuur vir jou Poetry in die Bos. Hierdie Poetry in die Bos het
Julle, dit het letterlik net vir my sin gemaak. Ek is mal oor alliterasie. Vir die wat nie, daar hoor ek my wasmasjien is nou klaar. Beteken ek moet klaar maak met die video. Prioriteite. In elk geval, wat was ek besig om te sê? Poetry Pulse het net, ek hou van alliterasie. So, die wat nie weet nie, alliterasie is soos die P en die P, Poetry Pulse, Poetry in die Pulse. Daar's nog baie voorbeelde. In my gedigte is daar baie voorbeelde, omdat ek mal is oor alliterasie. Wilde Weste kom nou sommer by my op, want die wind waai vandag lekker hier, maar dit beteken my wasgoed gaan droog kom. En hierdie gedig was vir my dit was 'n sielsondersoek, dit was 'n siels oopmaak op 'n einde. Dit was 'n ek besef dat ek kan nie hierdie talent net laat stagneer nie. Ek kan dit nie laat dood nie. Ek kan dit nie ek kan dit ook nie onderdruk nie. Ek kan nie want ek het nooit ophou skryf nie, maar nooit gedink digbundel tipe julle kry hoendervleis. Die afgelope jaar is net ongelooflik sover. So Poetry in die Pos, die gedig, as ook die digbundel, gaan oor die feit dat ons almal dra wonde, ons almal dra seer, ons almal dra eienaars, ons almal dra iets binne in onsself wat ons nie noodwendig vir die wêreld kan uiter nie. Wat ons nie vir mense vertel nie, wat ons miskien nie eers met onsself oor kan eerlik wees nie, want dit is net so seer. En my uitlaatklep is natuurlik skryf, digkuns, al van kind af. Ek skryf baie graag, ek is mal oor taal, ek is mal oor Afrikaans. So dis my uitlaatklep en ek het besef as ek nie dit gaan gebruik nie, gaan daar nooit lig op my wonde skyn nie. Want weet julle wat, as 'n mens nie hierdie goed mental health matters, dit som op wat my eindpunt is. Dit maak saak dat jy wonde het, dit maak saak dat jy wonde dra. Ek dink daar's so baie dinge wat mense oor stil bly, te veel, te lank stil bly, en daar's nie, kom nie uiting nie. So met ander woorde, die wonde word nie gesond nie. Daar's stikkende mense wat daar buite rondloop en ek het gevoel as ek nie my wonde lig gee nie, gaan dit nie gesond word nie. En dit is hoe Poetry in die Pos en hoe die gedig praat van jy ek wil alles vertel, ek wil alles openbaar, ek wil afpak, ek wil uitpak, ek wil aflaai, ek wil bieg. Ek wil oorgee aan hierdie wonderlike talent wat ek het om my uitlaatklep te kon vind. Ek dink nie baie mense kan dit doen dit nie, want as jy nie lekker voel nie, jy dra wonde of jy wat ook al, dan is jy verkeerd volgens die wêreld, dan is jy jy swak. En dit word so verkeerd nog gekyk, want daar's soveel wat mens kan doen om te praat daaroor, maak oop daaroor. As daar iets is in jou hart vandag wat vir jou pla, wat jy voel uit jou kinderjare uit wat ook al gister, iets wat voel, dit moet uit, vind jou uitlaatklep en just let it. Dis vir my 'n ongelooflike reis hierdie om te kan skryf en om te kan sê ek het my eerste digbundel gepubliseer. Die tweede een behoort voor die middel van hierdie jaar ook op die rakke te wees. En ek sal julle op hoogte hou daaroor, maar ek is super opgewonde daaroor. As julle enige vrae het oor Poetry in die Pos, julle is meer as welkom om my te kontak.
Julle kan of hier op hierdie platform of julle kan my WhatsApp nommer. Ek sal dit sommer post in die kommentaar vir die wat dit nog nie het nie. Soos ek sê, ek luister graag comment. Sê vir my, ek sal net nie kritiek goed vat nie, maar as dit opbouende kritiek kan wees, sal dit dalk beter wees. As ek dink ek het nou gesê wat ek moes vir julle sê. Ek het nou nogal mooi geskryf. Julle kan sien hierdie is eintlik my skryfboek. Dis waar gedigte word eers geskryf. So ek skryf dit eers en dan word dit ingevoer op my foon en dan post ek dit en so word manuskripte gebore en digbundels gebore. Dankie vir julle tyd. Die ander ding wat ek wou sê is, hierdie is nie my normale Saterdag gesig nie. Ek is normaalweg asval en ek dink die huisbollas is van die enigste goeders wat gebly het, wat gewoonlik maar so lyk op 'n Saterdag. Maar ek het my opgetoffie vir hierdie video, omdat dit my eerste video blog is. Ek is geseënd om dit te kan doen. Dankie dat ek met julle kon deel. Geef my terugvoer, laat weet vir my wat julle dink. Ek sien ons is nog mooi binne in tyd. Ek is Teresa Coetzee, Poetry in die Pos, gaan sluit aan by my Facebookblad. Ek post baie keer gedigte daar. As ook ek het nog spesiale dinge wat ek doen gediggewys. Ek skryf gedigte vir spesiale geleenthede en dan laat raam ek dit of ensovoorts. So gaan kyk asseblief op my Facebookblad ook. Indien julle nie reeds klaar aangesluit het nie, dan kan julle maar net hierdie video love en share asseblief. Dankie. Mooi Saterdag vir julle. Bye bye.